Môre, maatjies. Jo, ons is aan die einde van die boek Numeri en hier by hoofstuk 34 beskryf Vader Jahwe weer deur Moses vir die volk die mooi land. O, dit is iets om na uit te sien. Hulle gaan eendag hulle eie plase hê en die families gaan daar bly. Dit is 'n wonderlike land want dit is die land wat oorloop van melk en honing. Dis die land wat Jahwe seën. As hulle gehoorsaam is, sal die reën op sy tyd kom en hulle het feestye wat hulle al die goeie vrugte en groente bring, beeste en skape na Jerusalem en vir Vader Jahwe offers bring en dankie sê. Dis iets groot om na uit te sien. Maar maat, die Israeliete is baie en daar's gedurende geklaarry. So daar moet wat wees, Anna, 'n leier wat hulle lei. En nou is Moses al 120 jaar en onthou julle, hy het mos die rots geslaan toe hy met hom moes praat en Vader Jahwe het gesê, Moses, jy gaan nie in hierdie land ingaan nie. En so gebeur dit dan dat Moses daar op die berg sterf en dan moet daar 'n nuwe leier gekies word. Wel, eintlik het ons dit al gelees in Numeri, dat Vader Jahwe die nuwe leier aangewys. Wat is sy naam? Josua. En Jahwe het vir Josua, was mos altyd Moses se diensknegt gewees, nee, hy het altyd saam met Moses geloop. So hy het nogals baie geweet en hy was ook nie meer so jonk nie. Hy het ook hy 40 jaar saam in die woestyn gewees en gesien wat die Israeliete als doen. So ons kan nou na die boek Josua toe braai, waar Vader Jahwe vir Josua sê, Josua, my knegt Moses is nou dood, en hy was 'n groot man gewees, want hy moes al my opdragte uitvoer. Josua, jy moet nou baie mooi luister, dat alles wat ek julle beveel, dit moet jy doen. Nou die eerste ding wat jy moet doen, Josua, jy moet nie bang wees nie, want bang mense kom nêrens nie. Jy moet vertrou en dapper wees. Sê 'n bietjie dapper? Dapper. Josua moet dapper wees. En, Anna, Josua moet altyd weet Jahwe is met hom. Dit is baie belangrik. Moenie bang wees nie en weet Jahwe is by jou. Josua moet die volk lei na die beloofde land toe. Nou om dit te kan regkry, sê die woord van Jahwe vir Josua, Josua, jy moet die woord van Jahwe bedink. Jy moenie laat slegte gedagtes in jou kop opkom nie. Jy moet hierdie wetboek bepeins en jy moet nou gesê daarvolgens handel. Ons sê jy moenie links of regs afwyk nie. Jy moet net doen wat reg is, wat Jahwe wil hê. En natuurlik, as jy weet wat reg is, moet jy doen wat reg is. Jy moet glo wat reg is. So, Josua het toe vir die volk gesê, julle moet gaan padkos maak. Oor 3 dae gaan ons oor hierdie Jordaanrivier trek in die beloofde land. 3 dae, hulle was opgewonde. Maar nou, as mens op 'n kaart kyk, kan sien mens, aan die een kant van die rivier, daar was mos 12 seuns van Jakob, 2,5 stam het aan die een kant gebly, en die ander het aan die 9,5 stam het aan die ander kant gebly. So die wat nou aan die ooste kant gebly het, was klaar naby hulle land, maar hulle moes die ander gaan help het. Hulle moet so soldate die ander gaan help om die land in besit te neem. En Josua sê toe vir hulle, hier is 'n goeie land, van bo daar by die Eufratrivier tot onder by die woestyn, is die land wat Jahwe beloof het. Iets om uit te sien. Maar julle moet ook saam met my dapper wees. Ons moet vir Vader Jahwe gehoorsaam wees en ons moet nooit twyfel of is hy by ons of nie, hy is met ons. En die manne van Israel sê toe vir Josua, Josua, alles wat jy sê, dit sal ons doen. Ons sal gehoorsaam wees. Nou dit klink baie goed, want ou Israel het nie so gehoorsaam aan Moses gewees nie. Hulle wil ons baie keer gestenig het met klippe. So ons sien hier Vader Jahwe se hand, hier die jong geslag wat nou hier in hierdie beloofde land ingaan, is vol goeie voorneme. Hulle sê ons sal luister. Dit is soos as jy opstaan en vir pappa, mamma sê, pappa, mamma, vandag gaan ek net gehoorsaam wees. Enigiets wat julle my werkies voorgee, ek sal dit doen. Dit is nie so maklik nie, nee. Maar Vader Jahwe gee vir die Israeliete krag
Want hulle kan nie anders as deur gehoorsaamheid in die beloofde land ingaan nie. En so leer dit vir ons ook om gehoorsaam te wees en te doen wat reg is. Maar ons gaan lekker gesels hier in Josua oor hoe die Israeliete oor die Jordaanrivier of deur die Jordaanrivier in die beloofde land gekom het en al daai groot reëse wat vir hulle wag en al die avonture wat voor lê. Maar dit gaan ons mee volgende week aan. Kom ons sit net so dan bid ons saam. Vader Jahwe, baie dankie dat ons in die woord kan leer. Ons moet dapper wees, ons moet gehoorsaam wees en ons moet weet U is vir ons lief. Baie dankie dat ons vandag so kan lewe en veral dat U woord in ons hartjies sal skrywe, dat ons dit sal verstaan en sal lief hê. In Yeshua. Amen. Tot ziens maats, tot volgende week. Tata.